As hy, kom ons bid gou eers. Abba Vader, ek dank U Here vir hierdie nuwe dag wat U gemaak het. Dankie dat ons hier in die huis kan by mekaar kom. Weet, U is God en U is lief vir ons almal wat hier sit. En ons dank U Here dat U woord kan uitgaan vanoggend, Here, maar maak die harte en die gedagtes oop. Heilige Gees, maak die mense sensitief vir U stem. Aan U al die lof en eer, Vader. Dankie, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek vra so 3 weke terug, vra Nicolien vir my, asseblief nie asseblief vandag 'n woord wil bring nie, hulle is bietjie weg vir die naweek. Ek sê ja, dan begin ek nou bid, en ek sê, Here, waar moet ek nou? Waaroor moet ek bid? Ek preek, Here, wat wil U, wat is op U hart? En hy sê vir my, deur profetiese uitleg van tale, my seun, praat oor die rubberstamp. Praat oor die rubberstamp. Ek het altyd 'n gesegde wat ek sê, daar's een rubberstamp op hierdie Bybel. Die Here wil hê ek moet oor daai rubberstamp praat vandag. Die rubberstamp van die Bybel. Ek praat vandag oor die belangrikste vorm van worship. Die belangrikste vorm van worship. Daai rubberstamp. Mense maak issue van praise and worship. Baie dankie vir die praise and worship, is baie nice, ek like it, dit moet gedoen word. God eer dit, God hou daarvan. Maar dis nie die belangrikste ding vir God nie. Die rubberstamp, wat op hierdie Bybel is wat? Gehoorsaamheid. Dis die hoogste vorm van worship wat jy kan vir God gee, is gehoorsaamheid. Jy kry nie groter worship. Ons kan Sondag na Sondag hier staan, en handjies in die lig, en halleluja en alles en goed. Maar as ons nie gehoorsaam is nie, beteken dit niks. Wat beteken die Bybel? Wat beteken Bible? Waarvoor staan Bible? Daar is sy. Basic instructions before leaving earth. Hierdie boek is vir die kinders van God geskrywe, nie vir die wêreld nie. Jesus sê, as jy nie wedergebore is nie, sal hierdie boek vir jou 'n toeboek wees. Jy sal die koninkryk van God nie sien nie. Jy sal nie verstaan wat hier aangaan nie. Dit is vir die kinders van God geskrywe. Okay. Wat sal ons dra in hierdie laaste tyd, waarin ons ingaan in die wêreld, en wat gaan vir ons dra? Matteus 6:33. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en alles sal vir jou bygevoeg word. Gehoorsaamheid aan wat God soek, is wat jou gaan dra, en jou sterk gaan laat staan. Okay. God soek nie geskenke nie, julle. Jy kan vir almal goed doen, jy kan vir almal gee, jy kan elke Sondag tee maak agter, jy kan vir almal cupcakes maak. Dis baie goed, dis baie nice, dis mooi van jou. Maar hy soek nie geskenke nie. Hy soek gehoorsaamheid. Ek gaan lees hierso. My eerste skrifgedeelte, 1 Samuel 15:22. Daarop sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers en in slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme. Ek gaan vir julle vanoggend sê, gehoorsaamheid is beter as vas. Kan julle dit glo? Ons vas baie keer in ons lewe oor goed, maar ons is nie gehoorsaam nie. As jy gehoorsaam is, kan jy vra net wat jy wil, en God sal dit doen. Volgende skrif, Jesaja 58:4-11. Kyk, om te twis en te kuif, vas julle, en om te slaan met misdadige vuis. Julle vas nie nou om julle stem in die hoogte te laat hoor nie.
is die vas wat ek verkies die dag as die mens sy siel gaan kwel. Dat hy so sy hoof buig soos 'n biesie en sy sak en as uitsprei om op sy bed te wees. Noem jy dit vas? En 'n dag wat die Here welgevallig is dit nie die vas wat ek verkies nie. Dat jy losmaak die bande van goddeloosheid. Dat jy afhaal die stroppe van julle juk en vry laat weggaan die verdruktes en elke juk stukkend breek. Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het en die ellendige swerwelinge in die huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom beklee en jou vir jou eie vlees nie verberg nie. Dan sal jy jou lig deurbreek soos die daggeraad en jou genesing skielik uitsprei en jou geregtigheid sal voor jou uitgaan. Die heerlikheid van die Here agterhoede wees. Dan sal jy roep en die Here sal antwoord. Jy sal skree om hulp en hy sal sê, hier is ek. As jy jou verwyder die verdrukking, die uitsteek van die vinger en die leenagtige woord en jou siel uitgaan na die hongerige en die neergeboeide siel versadig, dan sal jou lig opgaan in jou duisternis en jou donkerheid wees soos die middag. En die Here sal jou gedurig deurlei en jou siel versadig in dorre plekke en jou gebeente sterk maak. En jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is en soos 'n fontein van waters waarvan die water nooit teleurstel nie. Weereens om te doen wat hy sê. Nie vas nie. Vas is reg, mens moet antwoorde kry, mens vas oor sekere dinge, maar weereens om te doen wat hy sê in sy woord. As jy daai hele stuk lees, al die voorbeelde daar, ek was honger, ek was dors, ek was naak, ek was in die tronk. Soveel as julle dit aan my gedoen het, hulle gedoen het, julle aan my gedoen. Dit is vir hom beter as vas, gehoorsaamheid. Okay. Gehoorsaamheid bring blessings. Ek gaan hier en daar 'n bietjie uit die Bybel uitlees, maar ek gaan nou klaar kry. Okay. O ja, Levitikus 6. Levitikus 9. Daar kom 'n uitleg van taal die week. Kyk na Levitikus 9, Jan. Ek gaan kyk en ek verstaan nie. Hy sê vir Aaron en die manne, julle moet dit doen, julle moet spesifiek hierdie lammetjie vat en al hierdie goedjies en dit en dit en dit. Ek soek dit so en ek soek dit daar en dit moet daar in die hoek gesit word, alles. Gaan lees Levitikus 9. Ek sê, Here, maar ek verstaan nie, wat wil jy vir my sê? Waaroor gaan dit? En die Here antwoord my, gaan kyk, omdat hulle presies gedoen het wat ek sê. Nie soos wat hulle dink hulle moet dit doen nie, omdat hulle presies gedoen het wat ek sê, het my heerlikheid gekom en self daai offers aan die brand gesteek. Het ek opgedaag en daai offers van hulle geseën, omdat hulle presies gedoen het wat ek sê. Maar ek is gehoorsaam, Here. Nou waaraan sal ek nou nie gehoorsaam wees nie? Ons word verblind, ons word mislei deur die vyand om te dink ons is gehoorsaam. Want ons lees nie die Bybel nie. Profetiese woord weer hierdie week. Gaan kyk na Deuteronomium 17, 19 en 20. En dit moet by hom wees, en hy moet al die dae van sy lewe daarin lees, dat hy kan leer om die Here sy God te vrees, deur al die woorde van hierdie wet en hierdie insettinge te onthou, om dit te doen, sodat sy hart hom nie verhef oor sy broers, en hy van sy gebod nie regs of links afwyk nie, dat hy die dae kan verleng in sy koninkryk, hy en sy seuns onder Israel. Josua 1 vers 8, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepyns dit dag en nag, sodat jy nougeset kan wandel, volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. So wat wil ek eintlik nou sê vandag? Gaan doen 'n self-audit op jouself. Kom in die woord. Mense, jy gaan skrik om agter te kom hoe ongehoorsaam jy eintlik is. Want jy ken nie die Bybel nie. Die vyand mislei jou. Hy hou jou uit die woord van God uit, met internet teachings, vals profeseë, vals teachings in mega kerke,
Hy hou jou uit die woord uit. Want hy wil nie hê jy moet gehoorsaam wees nie, want dit is gelyk aan blessings. OK. Hierdie week weer, donderdag, uitleg van tale. Die vyand is besig om nuwe leringe te release in die wêreld. Nuwe leringe, nuwe teachings. Dis skrikwekkend, julle. Die duiwel boots na. False teachings, false profeseë. Daar kom 'n profeet na jou toe, hy sê, Here sê, jy moet hierdie ding uit jou lewe uitkry. Kry hierdie dinge reg, maak so, maak so, maak so. Daar kom 'n false profesie, 'n false profeet, by die bid hier opgedaag. Die Here het groot planne vir jou. Die Here is so tevrede met jou. Die Here gaan jou bless, en hy het soveel planne met jou. Maar soos ons mens is, ons like die mooi woordjies. Ons like die mooi woordjies. Hoekom? Want hy kom met 'n vals produk na jou toe, om jou te keer, om gehoorsaam te wees, want daai gehoorsaamheid van jou, gaan God seën. Hy wil jou weghou by daai gehoorsaamheid. Luister wat ek julle sê vandag. Ons dink ons ken die duiwel, ons ken hom glad nie. Glad nie. As mense wat roem, hulle is hierdie duiwelkenners, en hulle is op die internet, en hulle is oral, en hulle ken alles van die duiwel uit af. Kom ek sê vir julle, hulle sit die pot mis. Heeltemal mis. Die vyand is so slinks julle, laat jy dink jy bid oor 'n ding, en dis God wat daai gebed beantwoord. God sê vir jou om gehoorsaam te wees aan 'n ding. Jy bid vir iets anders. Hierdie goed is hard wat ek julle sê vandag, maar hoor wat ek julle sê. Jy bid vir iets, en dan kry jy daai ding, waarvoor jy gebid het. Nee, maar hoe kan dit wees? Hoe kan daai woord wat daai profeet vir my gegee het, die waarheid wees? Hier bid ek dan oor 'n ding, en hier kry ek dit. Kom ek sê vir julle, dis hoe die vyand werk. Pas op waar jou seëninge vandaan kom. Pas op. Nee, maar die duiwel bless nie. Hy het vir Jesus gesê, aanbid my en ek gee jou die hele wêreld. Wees versigtig, want hy kom met daai planne julle, om julle weg te hou, om gehoorsaam te wees aan wat God vir jou gesê het, wat jy moet doen. Want dis 'n groter blessing wat jy nie kan hanteer, wanneer jy gehoorsaam is nie. Waar kom jou seëninge vandaan? Kyk mooi. In die week is daar 'n ou op internet. Julle moet almal Amerika toe kom. Julle moet oopgaan. Kom Amerika toe. Die Here kan julle nie hoor nie. Die Here sê vir julle kom Amerika toe. Maar hy vertel nie vir die wêreld, hy het mense hier geëet met 180 miljoen rand in besigheid nie. Is dit regtig die Here wat hom seën? Nee, mense. So God werk nie. Vyand gooi ordes om. Hy gooi ordes heeltemal om. Wat bedoel ek daarby? Jy kry vandag oral dat die vrouens meer as die mans verdien. Reg oor die wêreld. Daai ding is 'n vet plan van Satan. Om die ordes van die man in die huis weg te kry. Want dit is God se woord en dit is God se orde. Die huise val uit mekaar uit. Want die vrou dra die broek in die huis, want sy bring die meeste geld in. Hy het daai orde omgegooi. Hy kinders raak verward, alles. Hy gooi die ordes om. Dis tyd dat jou kind uit die huis uit kom. Jy gaan jou ouer huis verlaat. Gaan op jou eie bly. Sien my onkie, dis tyd dat jy jouself lig, kom met my huis uit. Jy gaan nou begin werk. Jy gaan jou eie goed verdien, jy gaan jou eie woonstel betaal, jy gaan jou eie kos koop, ek sal nog steeds help. Maar jy gaan leer om op jou voete te staan.
Nee, nee. Ek kan nie dit doen nie. My kind gaan vir my kwaad wees. My kind gaan vir my kwaad wees. Dis hoekom sekere kinders al 50 is, maar hulle bly nog by die ouers. Want die duiwel het gekom met daai leuen en daai orde omkering. God sê 'n ding. Kom uit die huis uit, gaan werk. Vir die sweet van jou aangesig jou brood verdien. Nee, my kind gaan vir my kwaad wees. Dis 'n leuen van Satan. A good idea is not always a good idea. Kom uit die huis uit, gaan doen jou eie ding. Klaar. Jy sal daai ou help. Hy sal jou ewig dankbaar wees. Maar die vyand kom en hy lieg vir jou om te sê jou kind gaan vir jou kwaad wees. Hy gaan nie vir jou kwaad wees nie. Weet jy, doen jy die regte ding en God sal vir die res sorg. God sal vir die res sorg. Dis 'n leuen dat jou kind vir jou gaan kwaad wees. Jy gaan vir hom help. Maar dis hoe die vyand kom en hy draai God se ordes om verwoesting te saai. Vorme van ongehoorsaamheid. Julle, daar's baie, ek gaan 'n paar noem vanoggend. 'n Paar. Here Jesus sê, hoekom noem julle my Here, Here? Julle doen nie wat ek sê nie. Hoekom noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie? O, Here, halleluja, halleluja, Here. Maar ons doen nie wat hy sê nie. Maar ons verwag sy boodskap, ons verwag sy blessings in ons lewe, ons verwag alles moet reg loop. Onderlinge byeenkomste. Nee, maar ek kyk God TV by die huis. Ag, hoe menie, wil jy nie net aansoek doen om op God TV te kom, laat die mense jou profetiese woord oor God TV kan hoor nie. Dat die Heilige Gees kan vertroostig en bemoedig oor God TV nie. Hoe gaan jy profetiese woord kry as jy nie hier is nie? Né? Wat God gesê het, vir julle hoor wat ek sê, hy kom weer met 'n vals brood. Daar is mense wat nie by die kerk kan kom nie, ou mense en goed, ek verstaan dit. Maar mense, as jy by die kerk kan kom, kom by die kerk. Dis God se wil, hy bless dit, soos om Job iets sê, daar's iets in kerk kom, of iets na die kerk toe kom, daar's 'n seëning, ons kan dit nie lekker verstaan nie, maar hy bless dit. Hy bless daai gehoorsaamheid van jou. Daar word nie gesê, as jy wil, kom maar kerk toe nie. Moenie my onderlinge byeenkomste misloop nie. Hoe gaan hom nie vir jou profetiese woord? Ek en my kinders al hoeveel keer gesê, as ons hier loop, weet jy, sê Jennifer of Simon vir my, weet jy pa, ek was nie vandag lus om kerk toe te gaan nie, maar ek het maar net gegaan. As ek in die kerk was nie, het ek nie daai bemoedigende boodskap gekry nie. Het ek nie. God bless gehoorsaamheid. Hoe behandel jy jou medebroers en susters? Ek was honger, ek was Dorcas, ek was naak, ek was in die tronk. Soveel as hulle gedoen, het hulle my gedoen. Here Jesus, maar U gaan van ons af weg. Hoe gaan ons dit aan U kan doen? Soveel as wat julle dit aan hulle gedoen het julle dit aan my gedoen. So 'n paar maande terug, toe wys die Here vir my, daar's 'n ander kant van die koin van daai ding ook. As jy onbeskof is met jou broer en met jou suster, en jy behandel hulle soos krap, jy kan hulle nie vergewe nie, jy kan hulle nie eers hier voor die kerk groet nie, want hy het nie daai geld wat jy het nie. Jy het dit nie maar aan Jesus ook gedoen nie. Jy doen dit net so aan Jesus. Soveel as jy aan hulle gedoen het, doen jy dit aan my gedoen. Hoe behandel jy jou medebroers en susters? Gaan jy ewig vir tyd vir hulle kwaad wees? Nee, maar dit kan nie wees nie, Jan. Saul, hoekom vervolg jy my? Saulus het op die Damaskuspad agter Jesus se mense aangegaan. Wat is Jesus se woorde vir hom? Saulus, hoekom vervolg jy my? Hy het Jesus se mense vervolg. Hoe behandel ons medemens, ons medebroers en susters?
Jy behandel Jesus so. Dink daaraan. Ons almal is nie dieselfde nie. Ons almal stap nie dieselfde pad as met Christelike pad nie. Ons almal is nie dieselfde pad in geloof nie. Wees lankmoedig met mekaar. Wees geduldig met mekaar. Ons almal is nie dieselfde nie. Daar was al 'n uitleg van tale. Julle almal is nie dieselfde nie. Almal kan nie van mekaar hou nie. Maar wees geduldig met mekaar. Wees lankmoedig met mekaar. Dis my wil. Ondankbaarheid. Ondankbaarheid, julle loop in mou elke dag. Murmureer oor alles. Onvergenoeg. Hoekom het daai ou meer as ek? Hoekom? Julle, is nie altyd so mooi nie. Lyk verskriklik mooi. Dit is nie altyd so goed soos wat dit lyk nie. Hoe meer dinge, hoe meer moeilikheid. Wees dankbaar. Wees dankbaar. As die mounkie, jy gaan 'n tyd van loutering in. Jy gaan 'n tyd van vorming in. Maar die keywoorde is gehoorsaamheid, dankbaarheid en nederigheid. Jammer dat ek so baie jou naam gebruik vandag, maar net nou is Jennifer weer kwaad vir my. Net 'n grapie, Jennifer. Ons doen nie presies wat God sê nie. Ons doen nie presies wat hy sê nie. Ons doen wat die vlees sê. Ja, maar my skoonma, my skoonpa, jy verstaan nie hulle nie. Hulle is tiranne. Ek kan hulle nie vergewe nie. Ok, moet hulle dan nie vergewe nie, maar moenie worry, of moenie moan, as die pynigers, as God die pynigers op jou stuur. Maak nie saak nie. Eer jou vader en jou moeder, God sal vir die res sorg. Doen jy wat reg is voor God se oë? Eer jou vader en jou moeder, hy sal met hulle werk. En hy sal met hulle praat oor geregtigheid en regverdigheid. Hy sal sorg vir die res. Doen jy wat reg is in God se oë? Bid vir jou vyande, seën die wat jou vervloek. Spreek vry. Maar nee, ons doen wat ons wil. Nie wat God wil. Julle, as julle dink ek praat hard vandag. Sorry. Onvergewensgesindheid, mense, kom ek sê nou vir jou. Jy gaan 'n toetsdop in jou lewe, as jy dink, jy gaan altyd nie vergewe nie. Daai ding wat jy op altyd sê, jy drink gif en dink jy aanhou gaan doodgaan. Dis presies wat met jou gaan gebeur. Jy gaan nie loskom nie. Vyand gaan vir jou eet, pappa. Jy sal nooit wen nie. Moenie kwaad met kwaad vergelde nie. Jy gaan nie wen nie. Jy gaan nie wen nie. Trots, hoogmoed. Ons kry hierdie woord, ons kry hierdie week profetiese woord, ek in my hele workshop. Trotsaard. Jy wat so vol trots rondloop. Die wysheid en die kennis wat jy vandag het ek vir jou gegee. Pas op. Wat jy in 30 jaar opgebou het, kan ek in een dag wegvat. Bly nederig. Ouens wat finansiële sterk is in hierdie plek, as jy daar wil bly nederig. Bly nederig. Want elke goeie gawe is van bo. Bly nederig. Jy het nog nie arrive nie. Dit is so 'n groot struik waarna ons val, julle. As dit jou finansiëel goed gaan, I'm the man. Gaan dit toets dop. Ja, maar ek is wedergebore, man. Ek is wedergebore en dis jy's waar Satan jou vang. Ja, maar ek het nie trots op my nie. Ek is gelukkig ou wat nou nie trots op my het. Die klein woordjie van ek weet is klare teken dat jy trots in jou het. Het jy al gehoor jy praat met mense? Jy maak jou sinne klaar. Jy kan nie vir hom iets sê van ek het hierdie ding, hierso is jou tool wat ek gebruik het, of ek het, Piet gee vir my, hy sê ek moet vir jou hierdie tool gee. O nee, ek weet. So klein bietjie is 'n teken dat jy trots in jou het, man. Sê liewers dankie, ek waardeer.
Dankie, sit hom maar net daar neer. Maar daai ding van ek weet, hoor jy so, hierdie kliënt het gebel, hy sê jy moet die kar se aircon ook check. Nee, ek weet. Dankie man, ek gaan daarna kyk, baie dankie, ek waardeer. Hy's trots mense, dis 'n klein vormpie van trots daai. Audit jouself op trots. Jy weet, daar's 'n Christelike trots wat hou het. Ons Christene het, jy noem dit 'n Christelike trots. En dis 'n gevaarsone. En veral ons leiers, soos om Joep, om Henny, ek, ook. Dis 'n baie gevaarlike ding daai. Julle het in my naam geprofeteer. Julle het in my naam duiwels uitgedryf. Julle het in my naam siekes genees. Maar ek sê vir julle, gaan vir my al weg, julle nie geken nie. Die vyand val baie leiers en mense van God met daai ding. Maar die probleem is, jy dink is jy. Jy dink jy is bulletproof. Dit gaan oor die naam Jesus, wat jy daai dinge ingedoen het. Jy moet nog steeds vrug dra. Jy moet nog steeds lewe soos 'n kind van God. Hy sê, groter is die oordeel vir julle wat so baie weet. Groter is die oordeel. Dis 'n gevaarsone daai mense, en dit kan jou so vinnig, daai Christelike trots kan jou so vinnig vat. Niemand kan my niks vertel nie, niks. Pas op daarvoor, top vir trots mense. Hoogmoed kom voor die val. Jy sien die mense dink hulle ken Satan, soos ek net nou gesê het, hulle dink so. Hy is nie jou speelmaat nie. Trots maak 'n groot oop deur vir Satan en hou sy lewe. Trots keer blessings. Trots. Dis 'n gevaarlike ding daai mense. Gevaarlike ding. Nou kom ons by die tugtiging van die Here. As iemand so lank iets wil gooi so lank. Okay. Die tugtiging van die Here is 'n bedekte blessing. Kyk, gelukkig is die man wat God kastei, verwerp daarom die tugtiging van die Almagtige nie. Gelukkig is hy. Gelukkig. Want as hy jou nie tugtig nie, gaan lees Hebreërs 12. As jy jou nie tugtig nie, is jy nie ware kind nie. Jy moet bekommerd wees as God jou nie tugtig oor sonde nie. En dan moet jy ongehoorsaam wees. Jy moet bekommerd wees daaroor. En dan stap jy, soos Joep altyd sê, jy en die duiwel in dieselfde rigting. Prediker 8:11. Jy sien die groot gevaar met ongehoorsaamheid is. God tugtig nie dadelik. Hy tugtig nie dadelik. Joep het my ander dag so mooi verse gee. Prediker 8:11. Omdat die oordeel oor die verkeerde daad nie gou voltrek word nie. Daarom is die hart van die mensekinders in hulle volle om kwaad te doen. Hy straf dit nie dadelik nie. Hy waarsku, hy praat deur sy profete, hy praat deur sy woord, hy praat deur om Joep wat preek, hy praat oor hierdie goed. Straf nie dadelik nie, hy praat oor jou vir 4-5 jaar oor 'n ding. Waarmee jy moet deel, wat jy moet regkry in jou lewe. Ons almal is op verskillende goede, wat God op 'n sekere tyd met ons mee werk, wat ons van moet loskom. Maar dink net as hy ons dadelik moes tugtig oor elke ding wat ons ongehoorsaam in was. Sal dit nie gemaak het nie, want ons hierdie kerk leeg gewees word. Profete praat, die woord praat, ons kry dit in drome, God praat met ons goed. Wanneer jy 'n spesifieke ding by God kry, waaraan jy gehoorsaam moet wees, buite nie goed in sy woord, al hierdie opdragte in hierdie woord. As jy 'n spesifieke ding by die Here gekry het, wat jy aan moet werk, wat jy moet kyk. Jan, respekteer jou vrou. Luister na jou vrou se hart ook.
sodat jou gebede kan beantwoord word. Dis goed wat ek al persoonlik gekry het. Respekteer haar. Menigte van raadgewers praat met jou oor 'n tyd. Jy vra raad oral. Dan kom God op 'n tyd wat hy ophou praat. Want hy het nou baie al gepraat. En dan word die sambok uitgehaal. Wat nie lekker is nie, julle. Dis nie lekker nie. Hy gaan hom nie laat manipuleer nie. Hy gaan hom nie laat ompraat nie. Jy kan maar jou Bybelversies elke dag op jou status sit, van wat jy ook al wil. Jy kan vir hom Henny kom vra om vir jou te bid, soos om Joep ook al gepreek het. Jy kan vir hom Joep vra om te preek, om Anton kon nie kom preek, ons almal kan vir my kom bid. Ons kan elke Sondag in hierdie kerk sit, ons kan halleluja liedere sing van die oggend tot die aand. Ek is jammer om dit te sê, dit sal nie werk nie. Dit sal nie werk nie, jy sal 'n pad stap, mense, soos wat Israel 'n pad van 40 jaar gestap het, wat eintlik maar net 'n 7-dag tripie was. Jy kan maak wat jy wil, jy sal nie God manipuleer nie, hy sal nie teen sy woord gaan nie, hy sal nie teen sy besluite gaan nie, hy sal jou daai pad laat stap. Klaar. Jy kan maar vra en goed so jy wil, hy het baie met jou gepraat in die verlede, hy het baie met jou gepraat oor 'n sekere ding, jy het jou agterend aan hom afgevee. Jy gaan sy tigtiging ervaar, totdat jy daai ding regmaak, en ongelukkig hoe dit is, enige land wat gesaai is, het 'n oestydperk. Daai oestydperk gaan verbygaan, en dan sal dinge vir jou regkom, mits jy gehoorsaam. As jy jou sondes bely en laat staan, sal jy barmhartigheid vind. Maar nou dink ons vandag, sê ons nou, Here, ek is jammer daaroor, môre maandag gaan alles nou reg wees, dit gaan nie reg wees nie. As 'n tydperk wat verby moet gaan. God tigtig nie net nie, moenie my verkeerde indruk kry vanoggend nie, hy sit nie daar op die troon en slaan soos hy wil nie. Dis nie wie hy is nie. Maar hy ken die werke van die vyand agter die gordyne wat jy nie ken nie. En dis hoekom, omdat hy vir jou lief is, wil hy jou keer, laat die vyand jou nie vernietig nie. En dan, die probleem is, dan kom ons en ons soek die foute orals, op ander plekke. Orals. Behalwe wat God van ons gesê het, waar die fout is. Dan roep ons vas daar uit, en ons roep dit uit, en ons sê dit, en ons moet dit bestraf, en ons moet dit doen, en ons moet dat doen, en ons dit doen, en dit, ons soek nou die antwoord. God het gesê waar die antwoord is. Hy het gesê al hoeveel keer deur profetiese woord, doen dit, ek sal jou gehoorsaamheid beloon. Vir 'n lang tydperk. Hy sê die man, en dan kom jy met ander plannetjies in jou kop. Dis waar die skrif inkom, wat sê die man bedink, planne in sy hart en sy koppie, God rig die voetstappe. Jy kan maar planne maak soos jy wil, dit sal nie suksesvol wees. Sal nie. Totdat jy doen wat hy gesê het, moet doen. Julle sal nie in my rus ingaan nie. As jy nie gehoorsaam is nie, sal jy nie in God se rus ingaan nie. Wat beteken dit om in sy rus in te gaan? Daai vrede wat alle verstand te bowe gaan, al gaan dit hoe in jou lewe. Jy sal daai vrede nie ervaar nie. Jy sal stres hê. Die vyand het die reg om jou te tuister deur jou ongehoorsaamheid. Jy sal nie in sy rus ingaan nie. Jy sal nie op die tafel van jou hart geskryf kry, ek is in beheer, my kind. Ek sal vir jou veg. Daai vrede wat jy hier weet, God is aan my kant. Jy sal dit nie kry nie. Jy sien, die groot probleem is, ons vrees mense, ons vrees nie God nie. Wat sal die mense dan nou sê, as ek dit en dit doen? Wel, dan moet jy maar kies waarvan jou blessings afkom. Simon, ek het vir jou gesê, kom maar die huis uit, gaan soek jou eie werk. Weereens, nou is hy kwaad vir my. Wie vrees ek? Vrees ek my kind of vrees ek God wie ek dien? Weereens, hy sal sorg. Hy sal sorg vir die res. Doen jy wat hy doen? Soek hom eerste. Ons moet kies wie ons vrees, julle. Om Anton het nou die dag 'n mooi preek gegee oor vrees. Kies wie ons vrees. Pas op dat jy nie mense vrees nie. Pas op.
En dan nog 'n ding, baie keer in die lewe, dan kom God, die goeie herder, Jesus. Wat doen 'n goeie herder, as hierdie skaapie bly wegloop en een kant toe gaan? Ons het al oor gepraat. Wat doen 'n ou regtige skaapboer, wat die skaap in daai Israel tyd, in daai tye, die skaapie gaan daar, en hy bly hierdie kant toe neek, want die wolf gaan daai skaapie vang, wat een kant loop, hy gaan nie hierdie kom uit die trop uithaal. Wat doen daai goeie herder met daai skapie? Hy breek sy been. Hy breek sy been. Dan kan hy nie daartoe loop. En hou hom hier vas. Dis letterlik so, julle. Hy breek regtig sy been. Pas op dat God nie jou been breek. Want dit gaan seer wees. Pas op dat God jou nie fors om gehoorsaam te wees, soos wat hy vir Jona gefors het om gehoorsaam te wees. Ek sê jy gaan soontoe, jy gaan soontoe. Vorme van gehoorsaamheid. Hallo, is julle nog hier? Nee. Om die regte ding te doen, waar ander nie sien nie. Dis 'n man van integriteit. Albe Godsin. Moenie dinge doen om deur mense raak gesien te word nie, julle. Skryf sy uitdruklik, God wat in die verborgene is, sal jou op in die openbaar vergelde. Moenie 'n bassein voor jou uitblaas nie. Hou aan goed doen, maar moenie 'n bassein voor jou uitblaas nie. En jy het eer by God, is gehoorsaamheid. Maar ou sit maar altyd, ek kan om jou praat ander dag so, ou soek maar daai eer. Ons mense, dis 'n natuurlike probleem van ons mense, ons soek eer. Nee, dan gaan dit nie meer oor God nie, dan gaan dit oor jou. Ware karakter. Hoe behandel jy ander mense wat vir jou niks kan doen nie? Dis ware karakter. Hoe jy ander mense behandel wat vir jou net mooi niks kan doen nie. Dit is 'n man se ware karakter gewys word. Hoe behandel jy daai karwag? Nee, maar loop. Pas op dat God jou nie daar sit, met daai ou se posisie nie. Daai ou jy so neerkyk nie. Pas op dat jy nie daar kom nie. Wees 'n man van jou woord. Laat jou ja wees en jou nee wees. Alles meer as dit is die put van die hel. As jy iemand iets beloof en goed, doen dit. Doen dit. Almal vergeet. Jy kry 'n ou wat sommer net, hy wil vergeet. Bid vir jou vyande, spreek vry, seën die wat jou vervloek. Ek het daaroor gepraat. Julle, dit help nie jy vervloek mense en jy gee die vyand net groter grondgebied en groter. Jy maak dit net erger as wat dit is. Dis wat God sê, weer eens spesifiek te doen wat hy sê, spesifiek. Bid vir jou vyande, spreek vry, seën die wat jou vervloek. Nie soos dit hierdie vlees wil almal iets aandoen. Kan nie werk nie. Dis om God te gehoorsaam te wees. Kan nie vergewe nie. Soos ek net al gesê, die pynigers gaan nie weet. Om te vergewe is gehoorsaamheid in God se oë. Wie is jy as mens om nie te vergewe nie? Maar hy het jou vergewe. Sy enigste seun vir jou gegee. Sal jy vandag jou seun of dogter offer aan die kruis vir iemand anders onskuldig? Maar wie is jy om nie te vergewe nie? Doen goed aan die wat aan jou sleg doen. Dan het jy eer by die Vader. Ja, maar jy ken nie my skoonma nie. Nee. Jy vir haar gaan ek help. Kom ek sê jou nou, as jy God se blessing soek, hoor wat ek julle sê, my beste maande by my besigheid is wanneer ek goed gedoen het vir mense wat my in die rug gesteek het. Is wanneer ek vir mense gegee het wat my net sleg gemaak het in my lewe. Want ek weet dis God se wil.
Nie my wil nie. Ek weet hy eer dit. Paar jaar terug het ou my geëet soos 'n mielie. Ek hoor sy seun is daar in die estate. Hy ry daar in die estate rond, sy girlfriend bly nou daar. Sy wou net om raak geloop. Maar gisterand lê ek in my hart en dink, ek gaan 'n ouetjie soek. Ek gaan 'n ouetjie soek. En ek gaan vir hom vertel hoe goeie pa het hy. En dat sy pa net goed was vir my. Want ek weet dis wat God soek. Dis wat God eer. Hy moet lief wees vir sy pa. Dis gehoorsaam met julle, dit gaan weer nie oor my nie, ek noem dit 'n voorbeeld. Want dis wat God soek. En hy sal jou in die openbaar vergelde. Wanneer die vlees sal gaan en sê, weet jy hoe pa het my geëet? Weet jy hoe pa het my geëet met 8 miljoen rand? Maar dis nie wat God soek. Dis om dit te vererger. Want weet julle, hoekom kan ek nie so handel nie? Hoekom kan ek dit nie so doen nie? Want God gaan sorg dat daai man eendag langs my in die hemel bly. Hy gaan langs my in die hemel wees eendag. So ek kan maar nou liewers vrede met hom maak hierso. Want ek is nie die een wat kan sê, hy het dit en dit gedoen nie, want ek staan baie meer dinge skuldig as wat hy ooit was. God sal sorg dat hy langs my in die hemel bly. So maak liewers nou met hom vrede. Wat baat het jy die dinge van die wêreld met jou broer ly skade? Jou broer weer eens, die wat die wil van my Vader doen is jou broers en jou susters. Ja Here, ek sien Piet kom kerk toe, hy doen sy ding, hy loof en hy prys U, hy's gehoorsaam en alles. Here, moet ek hom help. Daar sekere gebede wat jy nie hoef te bid oor nie, man. Die skrif sê uitdruklik, jy die dinge van die wêreld. Jou broer ly skade. Help hom, man. Help jou. God sal jou vergelde. Sal jou vergoed. Dis gehoorsaamheid. Dis maar net 'n paar voordele weer. Jy gaan getoets word in gehoorsaamheid. Jy gaan in jou lewe getoets word oor gehoorsaamheid. God gaan goed op jou pad sit. Finansies dalk, baie finansies. Uitleg van tale so 2-3 maande terug. Moet ek vra Dio Gloria, as ek vir julle elkeen R100,000 gee, wie gaan vir my R10,000 daarvan gee? En weet jy, die ergste is God sê homself, nie een van julle gaan. Jy gaan getoets word in sekere goed in jou lewe gehoorsaamheid. Geestelike gawes, God gee vir jou geestelike gawes. Hy gaan jou toets of jy gehoorsaam sal wees met daai geestelike gawe. Hulle sê God se gawes is nie onherroepelik nie. Maar ek het al gewonder oor daai ding. Die trein kom verby julle, as jy daai trein mis, is hy verby. As jy 'n geestelike gawe het van genesing, gaan beoefen dit, trap hy fiets, gaan bid vir mense wat siek is. Gaan hospitale toe, gaan bid vir hulle. Want as die Here nie sien, hy kan jou nou nie vertrou met dit nie, en jy doen nou niks, dan weet jy, dan vat hy net die volgende. Dan vat hy maar net die volgende. Geestelike gawes. Voorbeelde in die Bybel van ouens wat gehoorsaam was. Noag was gehoorsaam. Hy het 'n ark gebou. Al het die mense hom bespot en gevloek en sleg gesê en goed. Hy het daai ark gebou wat God gesê het hy moet bou. En hy en sy hele gesin is gered. Wat hy het gedoen wat die Here sê. Dawid en Saul in Gedi. Ek was in Gedi in hy grot gewees in Gedi waar Saul gelê en slaap het. En dis hoekom so liefde, die Here so lief is vir Dawid. Hy het sy foute gemaak. Maar hy was 'n God, hy was 'n man na God se hart. Hoekom? Want die meerderheid van sy hele lewe was hy gehoorsaam aan God. Hy was gehoorsaam aan God. Hy kom en hy slaan sy swaard so langs Saul se kop en so. Joep. Saul wakker word, sien hy staan die swaard met die lap om die swaard.
Hoekom maak jy my dood nie hierdie geleentheid gekry om hom dood te maak? Die Here het gesê, jy raak nie my gesalfde aan nie. Jy raak nie my gesalfde aan nie. Dawid het 'n naam wat sal gaan tot in ewigheid. Want hy was God se gehoorsaam. Jesus was tot die dood toe gehoorsaam. Kom ek sê nou vir julle, Eloi, Eloi, lama sabachthani. My God, hoekom het jy my verlaat? As jy nou dink, omdat Jesus God was, het hy nie geweet wat aangaan nie. Hy het nie geweet wat aangaan nie. Want hoekom sal hy dit van God vra? As hy dan geweet het. Maar hy het nog steeds besluit, ek sal gaan en ek sal doen wat God sê. En weet julle hoekom? Is hy vandag die konings van konings? Want hy het gedoen wat God sê hy moet doen. Niks anders. Dis die naam bo alle name. Gehoorsaamheid. Volgende ding, tips. Julle tips kan gee. Vrees God bo mense. Wat gaan die mense sê? Moenie duikboot Christen wees nie, julle. Na die wêreld sien jy's 'n Christen. Mense moenie vra of jy 'n kind van God is nie, hulle moet dit sien. Hulle moet dit sien. Spandeer tyd in God se woord, presies wat Job gesê het. Spandeer tyd by hom. Leer God ken, bou verhouding. Wie van julle ken Job? Kom, sê vir my, wie ken Job? Julle ken Job nie. Wat is Job se stokperdjies? Okay. Van wat so horlosie is Job? Julle ken Job, deur wat julle van Job sien hierso. As julle Job beter wil leer ken, gaan drink meer koffie saam met Job. Spandeer tyd saam met Job. En jy gaan Job leer ken. Selfs met God. Moenie laat wat ons vir jou vertel van God hier elke Sondag, al is wat jy weet van God nie. Gaan spandeer tyd met God. Dis hoe jy God leer ken. Hoe jy sy hart hoor. Hoe jy weet wat is sy wil, wat hy vir jou wil hê. Waar wil hy jou gebruik? Dis hoe jy God leer ken. Hoor sy stem, raak sensitief vir sy stem. Ja, maar ek hoor nie die Here se stem nie. Ja, maar jy gaan hom nie hoor op internet. Okay. Doen presies wat die woord sê. Al is dit hoe hard julle, al is dit hoe hard. Doen wat die woord sê. God eer dit, God respekteer dit. God sal jou bless daarvoor. As jy presies doen wat hy van jou verwag. Presies. Nie wat Jan sê, of Job sê, of Henny sê nie, wat God sê. Presies. Al klink dit vir jou hoe onmoontlik. Doen dit presies. Bely en laat staan. Soos ek net al gesê het, bely en laat staan. Het met God te doen, julle. Ons het met die koning van die universe te doen. Ons het nie met die puddingface van Noord-Korea te doen nie, soos wat Job altyd sê nie. Ja. Ons het nie met ons president te doen nie. Ons het met die koning van die universe te doen. As hy praat, sal elke knie buig. Wat baat dit jy wen die hele wêreld met jou siel hy skade? Uitleg van tale die week. Die duiwel raak al hoe magtiger. Nee, maar hoe kan die duiwel magtiger word? Wel, as ons almal vir een ou stem, dan gaan hy president word. As ons vir een diktator stem, gaan hy maak wat hy wil. Hy gaan die president, hy gaan die leier wees.
Die goddeloosheid en die dinge in die wêreld, op die internet en oral wat gebeur oral, maak die duiwel magtiger. Gee hom meer en meer en meer krag. Hy raak magtiger, Here. Ons gaan meer moet konsentreer om God gehoorsaam te wees, te survive in die uittyd. Die duiwel raak al hoe erger, hy spits hom al hoe meer toe op die kinders van die Here, hy wil nie alleen die ewigheid in die hel spandeer nie, hy soek ons saam met hom. Sy erfporsie het na die wedergebore kinders van God toe gegaan, dis hoekom hy ons haat met 'n passie. Pas op dat jy nie dink jy staan sterk nie, jy sal val, so Paulus sê. Al hierdie mooi versies en goed, wat die mense so stuur en goed, julle. En op hulle tyd is dit, soos ek net al gesê het, weet jy man, dan kom daai goed in werking in jou lewe, as wanneer jy gehoorsaam is. Ek kan al hierdie skrifte quote elke dag in my lewe. As God met my gepraat het oor iets, wees gehoorsaam daaraan. Dan kom daai versies en al daai goed in werking. Bly nederig. Hierdie goed wat ek vanoggend genoem het, is nie maklike goed nie, julle. Maar Jesus het gesê, nou is die pad wat na die ewige lewe lei. Nou. Dis nie maklik nie. Ou goeie moed, ek het die wêreld reeds oorwin. Dis nie maklik om gehoorsaam te wees nie. Maar met God is dit moontlik. Spandeer tyd by die Here. Bid, doen wat jy moet doen, gee jou beste. En ek het in my lewe al gesien, sekere goed sukkel ek mee, maar die Here ken my hart. Hy sien ek gee my beste. Dit eer hy. Dit eer hy. Hierdie hele boek is vol goed waarna ons moet gehoorsaam wees, om God se blessings te kry. Die hele boek. En ons moet daarna kyk. Ek het 'n paar voorbeelde genoem vanoggend. Paar voorbeelde. En ek sluit af met Jesaja 3:10. Jesaja 3:10. As jy gaan Jesaja 3 lees, dan sal jy sien daar, as God se oordeel val oor ongehoorsaamheid. Sy oordeel val, slegte dinge. Hy sê slegte dinge gaan gebeur. Slegte dinge kom oor met julle almal, waar julle nie gehoorsaam is nie. Maar daar in die middel van die hele hoofstuk vers 10 sê hy, sê van die regverdige, dat dit met hom goed sal gaan. Van die vrug van sy handelinge sal hy eet. Maak nie saak hoe dit in hierdie wêreld gaan nie. En hoe dit gaan nie. En wat in die kom is nie. Sê aan die regverdige, dat dit met hom goed gaan. Van die vrug van sy handelinge sal hy eet. Hy sal vir ons sorg, sal na ons kyk, maar ons moet gehoorsaam wees. Ons moet al hierdie ander goed is nice, lofprysing, aanbidding en goed, alles is baie nice, julle. Maar die kern is gehoorsaamheid, is wat hy eerste soek, eerste. Abba Vader, ons loof en ons prys en ons eer U, ons dankie Here, vir U genade, U grootheid, U goedheid. Ja Here, U is so amazing, Here, ons kan net vandag na U toe kom, as U wedergebore kinders, en bely, Here, waar ons soms ongehoorsaam is, en ons eie wil soek, en ons eie ding wil doen, Here, maar ons vra Heilige Gees, Here, laat U sal kom, en hierdie woord sal vasmaak in ons, Here, wat op U hart was, dat ons U gehoorsaam kan wees, Here, ons wil saam met U ewigheid spandeer, Here, soos om Job altyd sê, om vir U dankie te sê. Help ons om gehoorsaam te wees in wat U soek, Vader. Dat ons allereers U koninkryk en U geregtigheid soek, Here, dan sal U vir ons alles byvoeg. Vra dat U die mense sal seën vandag, dat hulle veilig sal by die huise kom in hierdie week wat voorlê. Dankie vir U genade wat vir ons genoeg is, Here. Ons dankie in Jesus se wonderlike naam. Amen.